Groete familie, vriende, hier is weer eens gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie weer eens vir julle wat ingeskakel is by hierdie program. Evangelist Nathan Besaidon Ministries, vir julle wat altyd deur ingeskakel is. Ek wil vandag met iemand praat en ek wil iemand bemoedig vandag en ek wil vir iemand sê, hou op veg, hou op bewys, hou op probeer bewys, hou op dink dat jou werke gaan maak dat die Here jou meer lief het. Ek wil praat oor die vryspraak vandag wat die Here wil doen in jou lewe en die vryheid boodskap wat die Here vandag vir ons as kykers wil gee. Daarom wil ek doen die skrif lees wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vanaf vers 1 wat sê in die begin ons weer om onsself aan te beveel of ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle. Julle is ons briewe, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewendige God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Jesus Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwam is om ons iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van letter nie, maar die gees wat die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. Familie en vriende, ons lewe in die Nuwe Testament. Ons lewe nie in die Ou Testament nie. Die Ou Testament het tot niet gekom toes daar 'n Nuwe Testament aan ek en u geopenbaar word. En ek wil vandag die boodskap titel die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament. Ons verstaan in die boeke van Genesis, voor ons kom by die boeke van Matteus, as die Ou Testament, maar die Nuwe Testament, wanneer nou, soos ek genoem het in die vorige preek van my, is dat wanneer iemand 'n testament opgestel het, dan sit hy vir hom sekere persone in sy testament. So wanneer daar die persoon eendag gaan sterwe, wat die testament gemaak het, dan gaan die prokureur elke persoon sy erfdeel aan hom meedeel. En ek wil vandag met iemand praat, die wêreld, die buitekant, familie en vriende. Baie van ons kyk nie eers meer TV vir die woord van die Here, en baie van ons gebruik nie eers meer social media platforms om die woord van die Here te luister nie. Baie gaan nie eers meer na die huis van die Here toe nie. Die Bybel sê ek en u is die open brief. Die wêreld aan die buitekant lees vir ek en u. Hoe kan die wêreld aan die buitekant verander as hulle die Jesus nie in onsself sien nie? Want die Bybel sê dis dieselfde gees wat die Here uit die doodheid laat opwek het, is binne in ek en ek en u is 'n open brief vir die wêreld. Wanneer jy 'n brief skryf, dan weet jy alleen wat die inhoud van daardie brief is. En jy wat die brief geskryf het, en as jy die brief gaan pos, is dit daardie persoon aan wie jy die brief gaan pos, gaan lees wat jy geskryf het. Maar jy is deur God self uitverkies. Jy is die open brief vir die Here. Jy is die Christus wat die Here wil hê. Jy moet wys vir mense deur die eienskappe van liefde toe te pas in mense se lewens, en jy die goedkeuring van die Here gekry, toe Jesus sy laaste asem uit die kruis uitblaas, en sê dit is volbring, toes alles afgehandel, familie en vriende, dis alles afgehandel. Probeer net jou gedagtes 'n bietjie verander en weet dat jy word nie beweeg deur wat jy sien nie, maar jy word beweeg deur wat jy glo. En ek en u
is 'n oop brief en die Here wil hê ek en u moet Jesus uitbeeld aan iemand wat nog wonder of Jesus regtig bestaan, of Jesus regtig lewe. Daar's baie mense wat sê God bestaan nie, ons het maar net van natuur af is ons hier, maar God bestaan. En die Bybel sê 'n ontmoeting met die Here en jou lewe sal nooit weer verander nie. Kom ons besef vandag, soos die Bybel sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om uit iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Daarom kan jy nie roem in jou dade nie. Jy kan nie roem dit wat jy bereik het in die lewe nie. Want die Bybel sê, die wat wil roem moet in die Here roem. En daarom wil ek vandag vir jou sê, familie en vriende, jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van die Here, maar ons hou nie vas aan die boodskap dat die Here aan die kruis gesterf het, dit nie, daar's 'n na-kruis boodskap, familie en vriende, daar's 'n na-kruis boodskap, wat sê dieselfde Gees, wat die Here uit die dood uit laat opwek, het is in ek en u, soos ek vandag die boodskap met jou praat, hoe ek jou bemoedig, hoe ek jou aanmoedig, as jy hierdie woord van die Here aanvaar in jou lewe, sal jy die goedheid van God ervaar in jou lewe. Dis so eenvoudig. Aanvaar die woord, sodat jy die goedheid van die Here kan ervaar. Jy is 'n oop brief. As mense jou sien, moet hulle Jesus sien, hoe hy aan die kruis gesterf het. Gaan vandag en terug en gaan kyk jouself in die spieël, dan sien jy is die ewebeeld van die Here. Hy het jou uniek geskape en jy is deel van die Here. En daarom wil ek afsluit deur jou sterk te bemoedig, familie en vriende, om jou te sê, jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van die Here. Vat vandag die woord, bemoedig iemand vandag. Wanneer laas het ek vir iemand gesê, die Here het jou lief, net soos jy is. Die Here wil net hê jy moet glo. Dit wat hy aan die kruis gedoen het vir jou, jy moet net glo. Is jou werke wat gaan maak dat die Here meer van jou hou nie. Die Here het nie wit voetjies nie. Hy het ook nie swart skaapies nie. Die Here het vir almal gesterf. Ek gaan dit weer noem. As jy vandag 2000 jaar oud is op aarde, sal ek jou verskoon dat Jesus nie aan die kruis vir jou gesterf het nie, maar omdat u nie 2000 jaar oud is nie, is 'n teken dat die Here het ook gesterf aan die kruis vir ek en u. So die Here weet, familie en vriende, wat hy doen. En daarom wil ek hierdie gedeelte weer lees, want ons is ook bekwaam gemaak as dienaars van die Nuwe Testament. Hoor daar wat die Bybel sê, Paulus skryf, want ons is ook bekwaam gemaak as die dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie. Van die letter maak dood, maar die Gees van die Here maak ons lewendig. Ek wil losmaak oor elke kyker die Gees van lewe oor jou huwelik, die Gees van lewe oor jou familie, die Gees van lewe oor jou drome, die Gees van lewe oor jou kinders, die Gees van lewe oor Suid-Afrika. Weet dit net, familie, alles wat ek en u moet doen is om die liefde van die Here uit te straal. Jy het niks nodig om te doen nie. Straal net die liefde van die Here uit. Familie en vriende, die Nuwe Testament is daar om ons te bou. Die Bybel sê in die Ou Testament moes die hoëpriesters 'n vlekkelose dier ondersoek, en wanneer die vlekkelose dier geen vlekke het nie, dan word die dier gekruisig en die dier word doodgemaak, en die hoëpriesters kom en sê, kyk na hierdie dier, en wanneer jy na die dier kyk, dan is jou sondes vergewe. En ek wil vandag sê, kyk
na die kruis van Golgotha. Jou sondes is vergewe. Kyk na die kruis van Golgotha. En hulle het 'n doringkroon gevat en op sy hoof gesit. En die Bybel sê, en deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Ek wil iemand vandag bemoedig, deur iemand sê, jy is vrygekoop. Jy is vrygekoop. Die Here maak mense vry. Weet u, die Here is baie naby jou. In jou hart is die Here. Die Here sal jou nie los nie. Hy sal jou nie vergeet nie. Dis dieselfde Here, daarom sluit ek af deur Paulus wat sê, nader tot God. God sal tot jou nader, maar God is al reeds naby jou. Omdat die Here het jou die boodskap gegee, sodat jy kan weet, die Here maak nog mense vry, en jy is vry. Vader, ons kom vandag in die naam van Jesus Christus. Ons bid vandag vir elke luisteraar, en ons sê net vir u baie dankie, dat u ons vrygemaak het. Dankie Here, dat u vir ons 'n tweede kans gegee het op die lewe. Dankie Here, dat ons vry is. Seën elke persoon nou, in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen. Die Here seën jou. Evangelist Nathan Besuidenhout. Amen.